Goeiemôre en hartlik welkom by die voorlaaste oggendoordenkings van hierdie week. Ek vertrou dat julle gereed is vir hierdie donderdag. Vandag staan ons stil by vrede met ons medemens en is ons tema vrede as 'n strewe. In Romeine 12 vers 18 lees ons: leef so ver moontlik so met alle mense in vrede. Hierdie vers uit Romeine is 'n kragtige herinnering aan die belangrikheid van vrede in ons verhoudings met ander. Die apostel Paulus moedig ons aan om alles in ons vermoë te doen om vrede te bewerkstellig, selfs wanneer dit moeilik is. Dit beteken egter nie dat ons oortuigings of waardes moet prysgee nie, maar wel dat ons op 'n respekvolle, liefdevolle manier met ander moet omgaan. Dit begin nie by ons nie, maar groei uit wat ons gister gelees het. In 'n wêreld waar konflik en verdeling dikwels die oorhand neem, daag hierdie vers ons uit om vredemakers te wees. Kom ons lees wat sê Matteus 5 vers 9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Ons moet poog om harmonie te skep, selfs wanneer ons nie altyd saamstem nie. Dit vereis nederigheid, geduld en 'n wil om te verstaan eerder as om reg te hê. Paulus erken egter ook dat vrede nie altyd moontlik is nie. Let wel, hy sê so ver moontlik, wat beteken dat ons wel ons bes moet doen, maar dat ons nie altyd die uitkoms kan beheer nie. Soms, ten spyte van ons pogings, kan ander mense onwillig wees om vrede te aanvaar. In sulke gevalle moet ons vrede in ons eie harte behou en ons toeverlaat aan God, wat uiteindelik die bron van ware vrede is. Hierdie vers herinner ons daaraan dat vrede nie net 'n ideaal is nie, maar in praktyk wat daagliks in ons lewens uitgeleef moet word. Of dit nou in ons gesinne is, ons werksplek of ons gemeenskap. Ons het die verantwoordelikheid om vrede na te streef en sodoende God se liefde aan die wêreld te wys en aksie te neem. Vandag kan ons onsself afvra, wat kan ek doen om vrede na te jaag in byvoorbeeld my verhoudings? Miskien is dit om 'n verontskuldiging aan te bied, 'n harde woord te sluk, of om eenvoudig stil te bly, waar argumente niks oplos nie. Vrede begin by ons eie hart, en van daar af kan dit uitstraal na ander. Vrede is nie net 'n persoonlike saak nie, maar het ook 'n kollektiewe dimensie. In 'n land soos Suid-Afrika, waar ons 'n geskiedenis van verdeeldheid en onreg het, is die roep op vrede dringend. Jesaja 2 vers 4 sê, en hy sal reg spreek tussen die nasies en baie volke teregwys, en hulle sal hulle swaarde tot ploeghakke omsmee en hulle spiese tot snoeimesse. Volk sal teen volk nie 'n swaard ophef nie, en hulle sal die oorlog nie meer leer nie. Hierdie profetiese visie van vrede herinner ons daaraan dat God 'n toekoms van harmonie en geregtigheid beloof. As gelowiges is ons geroep om instrumente van vrede in ons gemeenskappe te wees. Dit beteken om onreg aan te spreek, versoening te bevorder en liefde te wys, selfs wanneer dit moeilik is. Kom ons sluit vanoggend weer af met Matteus 5 vers 9. Geseënd die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.